Die DA het vanoggend sy wetsontwerp op ekonomiese insluiting vir almal bekendgestel en die Departement van Gesondheid in Namibië het 'n geval van aappokke in Swakopmund aangemeld. Goeiedag, baie welkom by jou Afrikaanse nuusbulletin op Pretoria FM. My naam is Dian van der Berg. Die DA het vanoggend sy wetsontwerp op ekonomiese insluiting vir almal bekendgestel, wat daarop gemik is om swart ekonomiese bemagtiging met 'n regverdiger en doeltreffender verkrygingsstelsel te vervang, wat glo voordele vir die meerderheid Suid-Afrikaners inhou. Die DA het tydens die geleentheid 'n formele beroep op die ANC gedoen om hierdie wetsontwerp te ondersteun en die mense bo sy eie kaders te plaas. Die DA sê dit is duidelik dat swart ekonomiese bemagtiging reeds misluk het wanneer daar gekyk word na die 44 miljoen Suid-Afrikaners wat steeds in die web van armoede vasgevang is. Die party voer aan dat sedert SEB in 2003 ingestel is, omstandighede vir die meeste Suid-Afrikaners vererger het. Die DA meen sy nuwe verkrygingsstelsel sal fokus op waarde vir geld, ekonomiese insluiting en bydraes tot die volhoubare ontwikkelingsdoelwitte. Die nasionale dialoog het bykans al sy spertye misgeloop om 'n reëlingskomitee aan te wys en met sy gesprekke op munisipale en distriksvlak te begin. Die presidentsie het verlede week gesê die dialoog het 'n deurslaggewende oomblik bereik met die voltooiing van benoemings van verteenwoordigers en die aanwysing van 'n reëlingskomitee. Die nasionale dialoog het aangedui dat hy teen vroeg September al die komitee sou aanwys en dat die komitee teen die middel van September formeel oorhandig sou word. Dit het egter nie plaasgevind nie. Die DA en verskeie stigtings het die afgelope maande aangedui dat hulle uit die nasionale dialoog onttrek, omdat hulle glo dat die kernbeginsels geskend is, wat bedoel was om die hele dialoog te onderlê. Verskeie munisipaliteite sê daar is nog geen aanduiding dat die dialoog met inwoners eersdaags sal plaasvind nie. Nie voorlopige belastingbetalers het tot vandag toe om belastingopgawes in te dien. Die kommissaris van die Suid-Afrikaanse Inkomstediens, Edward Kieswetter, het verlede week gewaarsku dat versuim om 'n opgawe betyds in te dien 'n ernstige oortreding is en dat nie nakoming kan lei tot administratiewe boetes en renteheffings. Die Suid-Afrikaanse Inkomstediens sê hy het alles in sy vermoë gedoen om die indieningsproses te vereenvoudig en te ondersteun. Kieswetter het gewaarsku dat baie belastingbetalers geneig is om tot op die laaste oomblik te wag om hul opgawes in te dien, maar dat haastige indiening, foute, verkeerde inskattings, onnodige spanning en lang toue by die SAID-takke tot gevolg kan hê. En die Departement van Gesondheid in Namibië het 'n geval van aappokke in Swakopmund aangemeld. Die departement sê in 'n verklaring dat die pasiënt behandeling ontvang en in 'n stabiele toestand in die hospitaal is. Die departement het die publiek verseker dat hy voldoende voorbereid is om op openbare gesondheidsnoodgevalle en siekteuitbrekings te reageer. Aappokke is 'n aansteeklike siekte wat tussen spesies van diere na mense of van mense na diere oorgedra kan word. Simptome sluit in 'n hoë koors, intense hoofpyn, geswelde limfkliere, spierpyne of 'n uitslag wat 'n paar dae later in blaase verander. Dit bring ons ook aan die einde van vandag se Afrikaanse nuusbulletin op Pretoria FM. Ons maak môre weer so. Totsiens.